Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. Goeiedag geliefdes, 'n week gaan so vinnig verby en ons gesels oor meer. Daar is soveel meer aan geloof. En weer eens sluit ek af met 'n oorbekende teks. En dis Filippense 2 van vers 5 tot vers 11. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Dieselfde gesindheid moet in julle wees as wat daar in Jesus Christus was. Ek praat so baie hieroor. Maar as ons praat in hierdie week oor meer, dan lyk dit vir my as al hierdie meer wat ons dalk die afgelope 4 dae oor gepraat het, as dit 'n werklikheid in ons lewe moet word, dan moet daar eers 'n minder wees. 'n Minder van onsself. Gaan lees mooi in hierdie teks. Hoe Jesus die een word wat aanbid word, hoe hy die liefling van die hemel word, hoe hy die opperheerser van die heelal word. Nie deur meer en meer en meer en meer te word nie. Onthou, hy was in die hemel, hy was God. Alles het aan hom behoort. Hy was nog altyd die koning van die konings en die Here van die heersers, maar hy het minder geword. En in sy minder word, het hy geleer om nog minder te word. En toe hy die minste word, toe is hy verhef. Want dit is in sy minste wees, wat hy sy laaste asem aan die kruis uitgeblaas het. En toe word hy nie net meer nie. Toe word hy alles. Daarom begin hierdie lering van Paulus met hierdie woorde, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Dit is vir my asof dinge so anders omwerk met ons. Ons wil eers die self moet eers versorg word. Charity begins at home. Kom ons sorg eers hier, kom ons maak eers hier reg. Kom ons kyk eers dat die dinge hier goed gaan. En dan, uit dit wat dan oor is, kan ons ietsie anders doen. Dit klink vir my na minder, in steede van meer. Weet jy, Paulus self, kom praat oor homself, net 'n paar verse hierna, in vers 17, kom praat hy oor homself. En hy sê, julle geloof is 'n offer in diens van God. Hy sê, Saulus, die fariseer, moes minder word. Paulus, die geleerde, die gesiene, moes minder word, moes 'n offer word. En so het die gelowiges meer geword.
verstaan ons nog ons opdrag, dat ons die gelowiges in die wêreld moet meer maak. Nie net meer en meer beter voel nie. Nie net meer en meer self hê nie. Nie en meer self sing of ervaar nie. Maar meer maak. Mag jy meer wees. Mag die koninkryk groei. Mag elke tong bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Omdat jy verstaan wat dit is om meer te word. Shalom. Ek wil glo dat Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en